Petrus 'n visserman, hy kom daar van Galilea af. Hy het al heel wat dwaase dinge in sy lewe ook gesê en gedoen, maar hier kom hy en hy praat suiwer skrifwoord. Ons het heel wat gevorder met die apostel Petrus se preek na die uitstorting van die Heilige Gees. Met die genade van die Here kan ons dalk vandag daarmee aangaan. Kom ons bid saam. Onse genadige God, Hemelse Vader, die feit dat ons hier by mekaar is, soos die kerk van alle eeue oral by mekaar gekom het deur die jare, rondom die woord van ons Here Jesus Christus. Dit is alles genade, en dat ons hier by mekaar is, en dat daar die behoefte is, om hierdie woord oop te maak, en daaruit te put, dit is ook genade. En ons bid, Hemelse Vader, dat ons nie daardie genade as vanselfsprekend sal aanvaar nie, die verlossingswerk wat hier verkondig word, dat ons nie dit as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar ook in ons eie lewens van toepassing maak. Daar was ook 'n opstanding terwille van ons. En U Seun Jesus Christus aan die regterhand van die hemelse troon, ook terwille van ons. Ons bid dan dat ons met ootmoed en aandag hierna sal luister, en dat hierdie woorde vir ons dan ook weer besonderse betekenis sal kry, soos dit deur al die jare vir U kinders gehad het. In die naam van ons Here. Amen. So, ons het verlede keer het ons gevorder tot by die gedeelte wat die apostel Petrus eers die Joël profesie aangehaal het, dan in vers 21 die belangrike aankondiging gemaak het, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, en bedoelende die Here Jesus Christus, sal gered word. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat, en dan die dringendheid, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus die Nasarener, hy is deur God aangewys met kragte en wonders, soos julle self weet, dis hom wat gekruisig is, maar dit het nie gebeur sonder dat God daarvan weet nie. Dit het met die bepaalde raad en voorkennis van God gebeur. En dan baie belangrike vers 24, God het hom opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want, nie kom die rede, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee, om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het, en ook begrawe is,
en sy graf is by ons tot vandag toe. Dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Vers 31, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek het van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderryk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Vers 32, ons begin maar weer daar. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie na die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. So, wanneer die apostel Petrus hier met hierdie mense praat, veronderstel hy 'n paar dinge. En dit is dinge wat nie meer vir ons so vanselfsprekend is nie. Petrus, 'n visserman, hy kom daar van Galilea af. Hy het al heel wat dwaase dinge in sy lewe ook gesê en gedoen, maar hier kom hy en hy praat suiwer skrifwoord. Wat ons verlede keer daar ook gesê het, is een van die uitstaande kenmerke van alle prediking, en dit is skrifwoord. Dit is die skrif wat aan die woord is. Maar Petrus hier haal 2 psalms aan. En dit is, die een is Psalm 16 en die ander een is Psalm 110. In vers 24 het ons gelees, God het hom opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Nou dink 'n bietjie, ons het nou praat van Psalm 16, maar dink 'n bietjie aan Psalm 116 wat ons so graag by die nagmaal sing. Bande, strikke en bande van die dood het my omring. Daai selfde gedagte kom ook in Psalm 18 voor. So dit is iets wat in die leefwêreld van elke Joodse gelowige lewendig was, is die gedagte dat die dood is bande en strikke wat jou as dit ware vashou en wat jou daar in die doderyk hou. Maar nou in vers 25 haal hy Psalm 16 aan. Hy sê, want Dawid sê van hom. En ek gaan die gedeelte uit Psalm 16 net lees, dat ons mooi verstaan. In Psalm 16 vers 8 sê Dawid, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy in my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Hier kom 'n belangrike stelling, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Wat 'n merkwaardige stelling daar in die Ou Testament van Dawid. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging en vreugdes voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. En nou kom Petrus en hy haal hierdie psalmwoorde aan van Dawid. En hy kom aan die einde van die psalmaanhaling en hy sê, broeders, kom ons kry ons gedagtes nou bietjie by mekaar, broeders. Ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid,
dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. So, Dawid, die profeet, die psalmdigter, het self verderwing gesien. Hy is trouwens, sy beenere is nog daar by hulle, daar in Jerusalem, in die begrafplaas. So, hoe kon Dawid so iets sê? Hoe kon Dawid so iets sê, tensy hy, vers 30, 'n profeet was? Tensy hy 'n profeet was, tensy hy geprofeteer het van iemand wat sou kom en wat nie verderwing sou sien nie. En dis baie, baie belangrik, want dit is ek wil amper sê, dis die skanier waarop die hele evangelie draai, naas die kruisiging en versoening van die Here Jesus Christus, is dit, hierdie feit dat hierdie seun van Dawid, dat hy uit die dood uit opgestaan het, en dat hy nie verderwing gesien het nie. So wat Petrus vir hierdie mense sê, is, kom ons gaan net terug na ons eie Ou Testament toe, kom ons gaan net terug na die psalms toe, wat hulle geken het. Dis een van die wonderlike dinge van daardie vroeë gelowiges, is dat hulle het die psalms geken. Dit was nie snaaks so sê, hoor hierso, kom ons blaai nou na Psalm 16, jy weet, en dan sal julle daar, en dan, dis nie 'n verrassing vir hulle nie. Hy sê sommer net, want Dawid het gesê. Hy herinner hulle aan dit wat algemene kennis is by elke gelowige Jood, elke sinagoge bywoner. Dat God, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het, en nou kom hy by die volgende aanhaling uit die Psalm het, dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit. En onmiddellik doen daar 2 skrifgedeeltes in by ons op. Die eerste een in 2 Samuel 7, waar, sal onthou, Dawid wou graag begin om die tempel te bou, en hy het die profeet, die siener Nathan, het hy daaroor geraadpleeg, die het aanvanklik vir hom gesê, dit is reg, en toe kom die Here by Nathan sê, nee, Dawid gaan nie vir my 'n huis bou nie, ek gaan vir Dawid 'n huis bou. Daai pragtige gedeelte in 2 Samuel 7, dat daar 'n koningskap uit Dawid sal voortkom, 'n huis wat tot in ewigheid sal staan. Dis die woorde wat daar staan in 2 Samuel 7. Ek meen, deur en deur messiaans, deur en deur 'n voorspelling van die Christus wat sou kom, uit Dawid se lendene, uit Dawid se nageslag. En dit verklaar natuurlik ook hoekom ons dwars deur die Nuwe Testament en die apostel Paulus se begin in sy brief aan die Romeine en die Here Jesus Christus na homself verwys, soos die engel Gabriël ook na hom verwys het toe hy aan Maria afgekondig het dat sy swanger gaan word. Hy sal die seun van Dawid genoem word. En het ons Sondag gelees, né? Toe die Here Jesus daar deur Jerigo gaan en daai blinde sit daar en hy sê, seun van Dawid, wees my genadig. So, dis alles aanduidings van die herkenning van Dawid, die profesie wat aan Dawid gebring is deur Nathan. En dit word ook herhaal in Psalm 132. Ek het gesê, daar's 2 psalms, maar eintlik 3. Psalm 132. Die Here het aan Dawid gesweer in waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie, sê die Psalm, van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. Dit is Psalm 132. So, dit is geprofeteer in 2 Samuel 7, dit is bevestig
in Psalm 132. Omdat hy 'n profeet was, vers 31, omdat hy dit vooruitgesien het. Dit is die werk wat die geïnspireerde woord van God by God se apostels en profete teweegbring. Hulle sien dinge vooruit. Gespreek het van die opstanding van Christus. Dat sy siel nie in die doderryk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Dis omdat dit so is dit is hoekom ons nou met julle kan praat oor die opgestane Here Jesus Christus. Ons Joodse Bybel is vol daarvan. Hierdie Jesus, nou weet ons van wie ons praat. Ne? Hierdie Jesus is nou nie meer die Nasareëner nie, dis hierdie Jesus, hierdie man, het God opgewek. Nou, net 'n bietjie stil staan daarby. 'n Mens kan jouself nou vra, en daar is nou teoloë wat baie slim is, wat die vraag vra, is Christus opgewek, of het hy opgestaan? Jy weet, is hy soort van wakker gemaak, of uit die dood uit wakker gemaak. Maar dis beide. Hy is opgewek, en hy het opgestaan. En dit maak nie eintlik saak nie. Dis net dat die term opgewek nie so dikwels gebruik word ten opsigte van Christus se opstanding nie. Hierdie Jesus het God opgewek. Wat verder belangrik is ook daarvan, is God het hom opgewek en daardeur het hy hom verklaar as die seun van Dawid, as die Christus, as die Messias, as die gesalfde. Daardeur het God hom ook onskuldig verklaar ten opsigte van dit wat die Jode en die Romeine aan hom gedoen het. So dit is ook belangrik dat hierdie mense, onthou die aanklag is, julle het hom oorgelewer om gekruisig te word. Julle hoor nie hierdie woorde sommer verniet nie. Julle het julle eie Messias gekruisig, as julle maar na Dawid en die profete geluister het. Nou vers 33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het. Nou, dit is baie, mens dink nie altyd daaraan nie. Die Heilige Gees, ons het nou in die begin gepraat oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het gepraat daarvan dat die Heilige Gees deur die Here Jesus Christus baie beskryf is in Johannes 14 en tot Johannes 16, die werk van die Heilige Gees, hoe voordelig dit sal wees en so meer. Maar die Here Jesus sê vir hulle daar, ek moet eers deur hierdie lydingsweg gaan, ek moet eers opvaar na die hemel, dan sal die Heilige Gees uitgestort word. En daardie Heilige Gees word aan God die Seun gegee, dat sy kerk daardeur gebou sou word, en dat hierdie dinge sou gebeur, wat hier gebeur. Die Heilige Gees kom van God die Vader, dit kom van God die Seun af ook, maar hier sien ons, die God die Vader, het die belofte van die Heilige Gees aan die Here Jesus gegee. Christus het dit ontvang. En dit word toe uitgestort op die kerk. Het hy dit uitgestort, so Christus het dit uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. So nou verstaan ons hier. Maar weer eens kom daar 'n want. 'n Want. Dawid het nie in die hemele opgevaar nie. Nou waarna verwys hy? Hy verwys na Psalm 110. Hy verwys na Psalm 110. En saam met Psalm 2 is Psalm 110 een van die belangrikste psalms in die hele psalmbundel. En al daai psalms is ongelooflik belangrik. Maar Psalm 110 en Psalm 2, die twee psalms wat deurgangs in die Nuwe Testament elke kort aangehaal word. So enige ernstige Bybelgelowige behoort 'n studie te maak van Psalm 16,
van Psalm 2, van Psalm 110. Trouwens, jy weet, Psalm 1 sê, as ek hierdie psalms oordink dag en nag, dan sal ek soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is. Ek sal gedurig gevoed word uit 'n onuitputlike bron van genadekennis. So, dis Psalm 110. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, en nou haal hy Psalm 110 aan. Maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand. Nou dit klink 'n bietjie verwarrend, né? Die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Dit is wat Psalm 110 sê. Dis die kern van ons belydenis elke Sondag. Opgevaar, gaan sit aan die regterhand van God, die Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. So, en dit behels uiteraard dat God se kinders, dat Jesus Christus se broers en susters, dat hulle gered sal word, dat hulle verheerlik sal word, maar sy vyande word die voetbank van sy voete, soos Psalm 110 sê. Psalm 110 het nog ongelooflik baie ander wonderlike skatte wat daar uitgehaal kan word en ontgin kan word, maar net hierdie gedagte. So die Here is hierso eerstens God die Vader, die Here in die Ou Testament, het gespreek tot my Here. Wie se Here? Dawid se Here. Wie is Dawid se Here? Dit is die Messias. Dit is die Messias. Sit aan my regterhand. Met ander woorde, God die Vader sê vir sy seun, sit aan my regterhand, en dit is hoe Psalm 110 begin. Totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. So, Dawid praat nie hier van homself nie. En terloops, ons kan 'n bietjie hierby stil staan, want ek dink ons het die tyd. Hierdie was een van die groot probleme rondom die 1983 vertaling. Daar was eindeloos op die synodes oor hierdie ding gepraat en geredeneer, want die 1983 vertaling is dit so vertaal. Die Here het vir my Heer die koning gesê, en my Heer word met 'n klein letter gespel. Kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. Dit was die 1983 vertaling. So, hier is dan nie van Jesus Christus ter sprake nie, maar my Heer, kleinletter koning, hier's van 'n aardse koning ter sprake. Dit is die implikasie van daardie vertaling. Maar ook die Here Jesus Christus verwys in die evangelie volgens Lukas, verwys hy ook na Psalm 110, en dan sê hy vir hulle, hy sê vir die fariseërs, hy sê, na wie word hier verwys? Dit kan mos nie Dawid wees nie. Dit moet iemand anders wees. Menende, dit is hy wat hulle nie wil herken nie. Dit is hy wat die Messias is. So, op soveel plekke word hierdie vertaling van die 1983 vertaling word eintlik dan nou bevraagteken. Hulle redenasie was, maar in die oorspronklike Hebreëus is daar nie hoofletters of wat ook al nie. Dit is die vertalers wat dit daar ingesit het, en soos dit nou maar aan die State vertaling al die jare was, in die 33 vertaling en so meer. Maar die synode het uiteindelik besluit, hulle gaan dit nou maar so aanvaar, maar toe die 2020 vertaling, toe daai vertaling nou op die mark kom, en julle het miskien nou almal dalk al met dit kennis gemaak, sal julle sien daar's 2 uitgawes.
En hulle wou nie weer in dieselfde struik trap as om daai kritiek deur te gaan wat die 83 vertaling gaan. En daarom het hulle met die 2020 vertaling het hulle 2 weergawes van daai vertaling. Die een is die hoofletter uitgawe. En oral in die Ou Testament waar die Here Jesus Christus so duidelik ter sprake is soos in Psalm 110, het hulle dit met 'n hoofletter vertaal. En dit is om almal, hulle het nog steeds die kleinletter vertaling, maar om daai kritiek vry te spring, dat hulle dit nou nie reg vertaal het soos hulle dit behoort te vertaal. So, net van my kant af, ook vertaalwerk is nie net 'n neutrale ding nie. Wanneer jy die Bybel vertaal, dan vertaal jy dit ook met 'n gelowige hart. En jy vertaal dit ook op so 'n manier dat jou geloof daarin gereflekteer word. En dan is daar nie daardie skeiding tussen die Ou en die Nuwe Testament. Dat die Nuwe Testament praat van Christus as die Here met 'n hoofletter, maar die Ou Testament praat van 'n Here met 'n klein letter nie. Jy moet konsekwent wees ook daarmee, want dit is dieselfde Heilige Gees, soos ons hier sien. Dis dieselfde Heilige Gees wat vandag nog hierdie woord vir ons deurgee. Vir die apostel Petrus was dit 'n outomatiese saak. Hy sê, maar kyk mense, dit praat ons hier net van die Here Jesus. En hy is die Christus, die gesalfde, die een wat sou kom, die een na wie Israel nog altyd verlang het, die een wat Moses van geprofeteer het, die profeet wat sou kom. Dit was nog altyd die Here Jesus gewees. En hier was hy hier voor ons. En dit is so, ons het hom laat oorlewer, almal wat Jode is, al die mense, die hele mensdom en die heidene het hom laat oorlewer. En daar sal rekenskap gegee moet word. Maar nou kom ons, en ons sal dit nou nie vandag behandel nie, nou kom ons by die implikasie, die toepassing van hierdie preek van die apostel Petrus, hoe dit toegepas is. Vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, Here en Christus gemaak het. Hy was dit altyd, maar nou ontvang hy 'n ereposisie met sy terugkeer langs die troon van God die Vader aan sy regterhand. Die apostel Paulus, wanneer hy sy brief aan die Filippense skryf, daar in die 2de hoofstuk, dan praat hy van die Here Jesus Christus, wat homself laat verneder het. Hy het homself laat verneder, tot op die laagste rang wat daar is, in die gedaante van 'n diensknegt, is Paulus se woorde daarso, het homself laat verneder, en hy is ook dan doodgemaak. En dan sê Paulus daar, maar hom het God uitermate verhoog. En hy, wel dit is aan die regterhand, dit staan nou nie daar in Filippense nie, maar wat Paulus wel daar sê, is dat elke knie sal voor hom buig. Laat die hele huis van Israel sekerlik weet, en eintlik in ons konteks die hele mensdom, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. So die vorige gedeelte het hy gesê, julle het hom oorgelewer aan goddelose mense om gekruisig te word, maar hier kom die volle implikasie, julle het hom laat kruisig. So dit is wat ek vandag aan julle kan voorlê. Is daar enige vrae?